Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Prys die Here vir baie dinge vanoggend, Here. Ons is dankbaar om vanoggend hier te kan staan voor U. Here, dankie. Dankie vir U sorg, dankie vir U voorsiening. Dankie, Here, vir U aanrakings. Dankie, Here, vir U wonderdade wat U gedoen het in hierdie week wat verby is vir ons. Dankie, Here, dankie. Dankie dat ek vanoggend hier kan staan en U eer en lof kan bring. Daar is niemand soos U nie. Here, U is onvergelykbaar, soos wat ons gesing het net. Onvergelykbare God, hoe groot is U? Hoe groot is U? Here, hoe groot is U? Dankie dat ons nie werklik weet hoe groot U is nie, Here, want ons sal sterwe net as ons moet besef hoe groot en heilig U werklik is. Here, ek bring elke een voor U, elke mens met sy eie sake vanoggend. Here, U weet wat elke een se probleem is. Here, U weet waarmee ons worstel. Here, U weet van elkeen van ons se pyne. Ons sê dankie, Here, vir verligting van pyne. Here, dankie vir wonderwerke wat nog steeds geskied in ons dag. Here, dankie. Dankie dat ons lewens in U hand is. Dit is ons grootste vertroosting, Here, my lewe is in U hand. Ja, dit lyk sleg, dit lyk beroerd. Here, dit lyk so vanuit 'n wêreldse oog uit. In U hand, Here, is ek veilig. U sorg, U vertroos. Here, U doen alles. Dankie vir U genade. En dankie, Here, dankie dat ons kan baie hê om oor te moan, maar dankie, Here, dat ons nie moan vanoggend nie, want Here, dat ons net besef, Here, ons verdien niks nie. Dit wat U doen is genade op genade op genade. Maak ons dankbaar. Maak ons dankbaar, Here, vir die geringste goedjies, vir die asem wat ons vanoggend inasem. Here, dat ons U naam kan besing. Here, ons is dankbaar. Gaan saam met elkeen wat ook in hierdie maand weer getrou was aan U met hulle tiendes, hulle offers, Here, nie aan iemand nie, maar aan grond, aan vrugbare grond, waar dit 'n verskil en 'n voorsiening kan maak aan iemand of gemaak het in hierdie maand weer eens, waar ons weer eens in U genade kon bydra. Dankie, Here. Ek dink aan elke een en elke een wat so getrou is, Here, maand in, maand uit en Here, sonder om terug te vra, maar wat net gehoorsaam is. U sal hulle seën. Here, ons doen dit nie, ons is nie gehoorsaam om geseën te word nie, maar U is getrou dat U sê, Here, U sal ons seën ooreenkomstig U rykdom in Christus. Spreek met ons ook vanoggend in Jesus naam. Amen en amen. En prys die Here. As ek begin, wil ek net is 'n bietjie van 'n gewoontraak posisie hierdie. Ek het in hierdie week regtig
baie probleme gehad met my heup en my been en dat ek iets wat sukkel vanoggend om te staan so, maar ek het dit nou mooi uitgewerk. Hier is 'n lekker kassie hier agter my waarop hierdie skerm staan en hy pas nou so mooi so half onder my bout in. As ek hier staan en ek gaan dit, as jy dink ek sit, ja, dan sit ek. As jy dink ek staan, dan staan ek net wat jy wil. Maar ja, wanneer dit te veel raak, want dit is asof ek nie 'n been het waarop ek op staan nie, dan gaan ek regtig nie geheim daarvan maak om te sit nie, soos nou. Right, kom ons begin, dat ek net my uitbeweeg hierso. Sien die onsienlike God, 1 Timoteus 6 vers 16. Daar so is 'n goeie uitbeelding, dit is net 'n lig, daar is niks anders te nie. God is onsienlik. Hoekom is dit vir mense so moeilik om te verstaan dat die Here is onsienlik? Dood eenvoudig, want wetenskap sê, as iets nie bestaan nie, as dit nie kan bewys word dat dit bestaan nie, dan bestaan dit nie. En so is daar so teleskope. Suid-Afrika hierso is van die beste teleskope in die wêreld. As ons maar net dink aan hier by ons, diskant ons in Sutherland in die Noord-Kaap is een van die grootste teleskope in die wêreld en een van die kragtigste. Deur en deur is dit, hy staan bekend as die kragtigste teleskoop in die suidelike halfrond. Hy word genoem net vir interessantheid, die SALT, S-A-L-T, SALT teleskoop. Dit staan vir Southern African Large Telescope. Dan is daar so 'n bietjie ander in die Noord-Kaap in Carnarvon is daar so nog so ene met die naam van Meerkat. En dit laat my altyd wonder, hoekom is hierdie teleskope, word dit so opgerig? Stel die mense regtig net belang van hoe mooi dit in die hemelruime is, want jy hoor altyd hoe mooi dit is, of is dit regtig probeer die mens om die Here te sien? Hoor jy wat ek sê? Probeer die mens om die Here te sien. Ek dink baie mense probeer die Here sien, veral hulle wat probeer bewys dat daar nie 'n Here is nie, of seker goed, want waar, jy kan hom dan nie sien nie, jy kan, kyk ons, hierdie teleskope kan ligjare vooruit sien. Nou, ek het nie 'n goeie begrip van ligjare nie, maar ligjare is baie verder as hoe ver ons kan vooruit sien. Dit is ver in vorentoe sien. Probeer hulle God sien. En as jy met van hierdie mense praat, dan kon jy agter, hulle het 'n verskuilde agenda met hulle teleskope, hulle probeer kyk of hulle die Here kan sien. Nou, ons begin by 'n punt. Ons kan nie God sien nie. God is onsienlik. Finish en klaar. Maar nou, met so iemand gepraat, vir so 'n ou wat wil, ja, waar is die Here? As ons die Here kan sien, kom ons kyk, dit is my moeilik om nie in die Here te glo, want ek kan hom nie sien nie. Die vraag al meer as een keer uitgekom, dat hoe is dit dan moontlik om in 'n onsienlike God te glo,
as jy hom nie kan sien nie. Die feit dat ek hom nie kan sien nie, beteken nie dat hy nie bestaan nie. Dit beteken net dat ek hom nie kan sien nie. Dan vra hulle, hoe is dit moontlik dat ek hom dan in so iemand kan glo? Want hulle gaan kom ons gaan terug by die ou Grieke. Die ou Griekse denke, in die Griekse denke is 'n groot onderskeid gemaak tussen geestelike en liggaamlike. Geestelike sou goed wees en liggaamlike is sleg. Dit is vir die ou Grieke filosofie, hulle het geglo, dit wat gees is goed en dit wat liggaam is sleg. Finish en klaar. Wow. Nou weet jy, ek weet nie waar hulle daar aangekom het nie, want hierdie onderskeid is vreemd aan die Bybel. Die Bybel sê nie dat die liggaamlike, die materiële, daardie goed sleg is nie. Die Bybel sê dit nie. Of dat dit van 'n laer orde is nie. Dit staan nêrens in die Bybel nie. God is self die skepper van alle materie. Hy is die skepper van elke een van ons se liggame. Hierdie liggaam wat jy nou sien, wat jy nou aan kan vat, daar waar jy sit. Die Here is die skepper self van dit. Hy is die skepper van lewe, of dit hier is, of dit op die aarde is, of dit op die maan is, of dit op Mars is, dit maak nie saak waar dit ook al is nie. Alle lewe in die heelal is hy die skepper van. So dit is heeltemal nie reg om die konnotasie te maak dat die aarde en alle materie sleg is nie. Verkeerde konnotasie. En hulle noem dit alles is sleg omdat God word genoem geestelike wese en dit is die enigste wese wat goed is. Ja, dit is hulle manier van dink gewees. Kom ons, die Here wil vir jou 'n prentjie gee van die waarheid vandag. En ek glo dat dit vir baie mense gaan beteken dat hulle iets kan verstaan omtrent iets van die Here vir 'n slag, vir die eerste keer dalk. Hoewel God nie 'n liggaam het soos ek en jy nie. Hy het nie 'n liggaam soos ons nie. Hoewel hy onsienlik is, bly die liggaam 'n pragtige skepping wat hy self gemaak het. Wow. Die Here het self die liggaam gemaak, mooi, en toe hy hom klaar gemaak het, het hy gesê dat dit goed is. Dat dit mooi is, dat dit goed is. Dit is so mooi en dit is so goed vir God, so seer, dat die Bybel liggaamsdele gebruik as beeldspraak om na God te verwys. Okay, God staan in die Bybel. In Genesis word daar verwys na God se hart. Daar staan, waar is dit in Genesis? Genesis 6 vers 6, dan staan daar so, dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Gereeld in die Bybel lees ons van wat daar verwys word na die Here se hande. Regtig, die Here se hande, ja.
Jesaja 65 vers 2, daar staan, dit het die hande, ek het my hande die hele dag uitgebrei na 'n opstandige volk, sê die Here. Ons lees van die Here se vingers. In Psalm 8 vers 4 staan daar geskrywe, as ek u hemel aanskou, die werke van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Deuteronomium 9 vers 29, daar is soos 'n interessante ene, daar word gepraat van God se arm, nie net 'n arm nie, van sy uitgestrekte arm. Jesaja 40 vers 11 word daar gepraat oor God se bors. Daar staan, hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Arm en bors word daar genoem. Dan, ek weet nie of jy dit al gelees het nie, die Bybel praat baie interessant selfs van God se vlerke en van God se vere. Regtig, ja. In Psalm 91 vers 4 staan daar geskrywe, hy sal jou dek met sy vere en onder sy vleuels sal jy skuil. Amen. Vlerke en vere. My eerste punt is, as dit sleg was, as enige iets wat liggaam, wat materie, as dit net sleg is, hoekom sal die Here dit wat sleg is gebruik om homself mee te omskryf, te beskryf? Hy sal mos nie. Amen. Maar nou, alhoewel hierdie liggaamsdele van mense en diere in die Bybel gebruik word om God uit te druk, is dit eerder om na die karaktereienskappe van God te verwys, en bly God steeds 'n heilige geestelike wese sonder liggaamsdele soos 'n mens. Dit is waar dit vir mense moeilik raak om te verstaan. Maklik eintlik. As God praat van sy hand, God se hand dui byvoorbeeld sy sorg en sy voorsienigheid aan. Sy uitgestrekte arm wat ons van gelees het, verwys na sy krag. En sy hart dui op sy wilsbesluite. Maar dit is steeds, ek moet dit weer sê, dit is steeds nie 'n aanduiding dat God 'n liggaam het nie. En baie belangrik, die feit dat God hierdie liggaamsdele as beeldspraak gebruik om na homself te verwys, benadruk wel dat die liggaamlike opsig nie sleg is of sondig is nie. As dit so was, sou die Here tog nie die slegte gebruik het om hom te beskryf nie. Amen. Die Here is die skepper van alles. Hy is die skepper. Die liggaam is, wil ek sê, per slot van rekening 'n volmaakte skepping van God self. Maar terselfdertyd die feit dat God dit nie het nie self hierdie liggaam het waarvan hy praat nie. Dit is in dieselfde tyd wys dit net as 'n aanduiding dat God styg
die Skepper styg ver bo uit dit wat hy geskape het. Hy is net soveel groter as dit. Die Bybel is daarom ook vol waarskuwing, baie belangrik. Bybel is vol waarskuwing dat ons nie te menslik oor God moet dink nie. Dis 'n baie belangrike punt vanoggend wat ek wil maak. Moenie te menslik oor die Here God die Almagtige probeer dink nie. Moenie hom probeer vasvang 'n prentjie van God in jou beperkte wêreldsbeeld nie. God is baie groter as sy skepping, as dit wat hy gemaak het. Jy kan nie hom in sy prentjie van dit wat hy gemaak het, jou beeld, om daar probeer vasvang nie. Die Here is nie vasvangbaar nie. Wat het gebeur? Dit het gebeur, omdat jy toe Israel 'n goue kalf gemaak het, Moses gaan teen die berg op, hulle maak 'n kalf en hulle begin hom aanbid, en hulle het nie soseer die kalf aanbid nie, hulle het God deur die kalf begin aanbid. Toe was die Here, hy was omgekrap, om die minste te sê. Hoekom was die Here kwaad daaroor? Dood eenvoudig. Want dit het alles te maak, hierdie maak van die beeld het alles te maak met die tweede gebod en God se onsienlikheid. Die Here sê, jy mag nie vir jou geen gesneede beeld maak of enige gelykenis maak nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Of dit nou op aarde is, in die see is of onder die aarde is nie, of in die ruimte is nie. Ek is die Here jou God. Niks kan met my vergelyk nie. Feit dat hulle 'n beeld gemaak het om God te verteenwoordig, daar sê die Here, daar is niks, ek is groter as enige iets om 'n beeld van God te gaan maak, 'n afbeelding, 'n prentjie van God te gaan maak, is om afbreek aan God te doen. Want hy is groter, styg uit bo alles wat hy geskape het. Hy is te groot om dit te kan 'n prentjie van maak, 'n beeld te van kan maak. Amen. Daarom is dit so belangrik dat ons vashou aan die belydenis dat hy 'n onsienlike God is, soos wat in die Bybel staan. Want ons lewe in hierdie tyd, veral in hierdie tyd waarin die natuurwetenskap bepaal dat slegs dit bestaan wat wetenskaplik waarneembaar is. As dit nie wetenskaplik waarneembaar is nie, dan bestaan dit nie. Wow. Dit beteken dat slegs dit wat met die blote oog gesien kan word, dit wat met wetenskaplike toerusting gemeet kan word, die reg het om te bestaan. Dit is wat wetenskap sê. God kan nie gemeet word nie, nie gesien word nie, so hy het nie die reg om te bestaan nie. En dit is hoekom hierdie wêreld in so 'n toestand is, want niemand kom by die besef, nee, dit is vir dit wat op die aarde is, God is groter is alles. God kan nie gemeet word en hy kan nie gesien word nie, omdat hy te groot is. Want hulle weerspreek hulle self ook nog eintlik. Net dit wat gemeet kan word, wat gesien kan word met die oog, het die bestaan om te bestaan. Maar dan bestaan daar tog in hierdie wetenskap ook goed wat nog steeds nie gesien kan word nie, maar hulle sê dit bestaan. Soos wat? Soos infrarooi.
Infrarooi kan met 'n meetinstrument gemeet word. In die oomblik dat dit gemeet word, kan dit bepaal word, met ander woorde, dadelik is dit deel van die werklikheid. Amen. As jy mooi daaraan dink, wie weet in elk geval of daar nie nog baie onontdekte dinge is in hierdie skepping wat die mens nog nie wetenskaplike metingsinstrumente het om dit meer te kan meet nie. Wie is so seker dat alles, elke liewe dingetjie wat daar kan wees, is gebepaal? Wees seker daaroor. Niemand nie. Die mens se probleem is, die mens moet erken dat daar instrumente is, dat daar inderdaad dinge is soos God, wat letterlik onsienlik is. Soos hulle eie infrarooi. Dit is onmeetlik en onwaarneembaar. So is goed. Onmeetlik en onneembaar, maar dit God is oral. En jy gaan nie die Here sien nie. Nie met 'n teleskoop nie, of met geen meetinstrument nie. Maar die Here is sigbaar in alles. Kyk net na die werke van die Here se hande, dan sal jy sien of die Here bestaan of nie. Wil jy sien of die Here, wil jy twyfel jy of die Here bestaan, wil jy die Here sien, wel, sien hom. Kyk na die werke van sy hande. Die feit dat God almagtig, heilig en onsienlik is, hou ons net nederig. Dit is hoekom die Here, hoekom het hy dan nou, hoekom is hy dan so mysterieus, hoekom wil hy nie gesien word nie, hoekom is dit, want hy is heilig en magtig. Al hoekom God is gekies om onsienlik te wees, want dit hou ons nederig. Want dit is 'n permanente herinnering. Luister mooi. God is onsienlik want dit hou ons nederig. Want dit is 'n permanente herinnering daaraan dat hy net soveel groter as ons en alles is. Ek lees 'n deel in die week van iemand wat gesê het, ek sal nooit in God glo tensy ek hom nie kan sien nie. Het hy dit was op so een van hierdie talkshows, wat is 'n talkshow in Afrikaans? Maar 'n talkshow, ja, en het die een persoon het gesê, vir die programleier, het hy gesê, ek sal nooit in God glo nie, tensy ek hom gesien het nie. En die programleier het geantwoord, en sy antwoord was, dit is maklik, as jy die Here wil sien, kyk in die son in. En die ou wat die vraag gesê het, wat gesê het, hy sal nooit glo nie, tensy hy die Here sien nie, hy sê toe, nee man, hy sê, dit gaan nie werk nie, ek gaan blind word, dit gaan my verblind. Toe sê die programleier, inderdaad, net so is dit met God. Niemand kan God sien en siende bly nie. Niemand kan God sien en leef nie. En hy het ook 'n teks aangehaal, 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 16.
waar daar staan, hy bewoon 'n ontoeganklike lig, wat geen mens gesien het, of kan sien nie. Dit is jou God, my God, die heilige God. Geen mens kan God sien nie. Waarby dit daar so staan in 1 Timoteus, het die Here dit ook aan Moses gesê, met net soveel woorde, ver terug in die geskiedenis, in Exodus 33 vers 20. God het daar gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Amen. Jy kan die Here nie sien nie. Hy is te groot, te heilig, te magtig. Maar hierdie groot en heilige en magtige God, wie onsigbaar, onsienlik is vir 'n mens, want hy is te groot en te heilig. Wow! Hy het tog 'n boodskap gehad. Ek wil dit noem die boodskap van die volheid van die tyd. Wat sal dit wees? Die boodskap van die volheid van die tyd is dat die onsienlike God besluit het om homself op die aarde sigbaar te maak met die menswording van Jesus. Toe kom God en sê, ek die Vader is onsienlik, 'n onsienlike God, maar hy is nog steeds, hy is so groot en hy is so magtig dat hy in staat is om uit sy onsienlikheid uit, kan hy toe nog steeds vir hom 'n seun maak en op die aarde vir die mens tentoonstel. Kolossense 1 vers 15 stel dit baie duidelik, daar staan, hy is die beeld, Jesus, hy is die beeld van die onsienlike God. Daar staan dit in die Bybel. Hy is die beeld van onsienlike krag, van die onsienlike God, en op eie krag, met ons eie blote oog, en met ons wetenskaplike toerusting en al hierdie meetapparaatjies, gaan ons nooit op ons eie die Here God almagtig sien nie. Maar, daar's altyd 'n maar. Wat nou? Maar, ons kan God nie sien nie, maar van sy kant af het God dit behaag om na ons toe te kom. Dit is die asemrowende, die mind-blowing van ons almagtige God, hierdie groot, onsigbare, onsienlike God. Ons kan hom nie sien nie, maar hy kan ons sien. En hy het gekies van sy kant af, het dit hom behaag om na ons toe te kom. As jy twyfel het of die onsienbare God bestaan, wil ek jou sê, behalwe om na die son te kyk, kyk na die seun Jesus, kyk na Christus, kyk na wat hy op aarde kom doen het, dan sien jy God sien. Hy het die onsienlike Vader aan ons geopenbaar. Jesus het self in Johannes 14 vers 9 gesê, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Wow. In Christus het die onsienlike God so naby aan ons gekom, dat hy vir ons sigbaar geword het, en sy genade en op genade deur ons ontvang kon word.
dat hy deur Jesus gesien kon word. Ek wil weer sê, dit help nie om na God te soek op die uithoeke van die aarde en in ruimtestasies en allerlei goed rond te voeterie deur die lug nie, met die oog daarom om God te sien nie. Jy gaan hom nooit vind nie. 1 Timoteus 6:16 bevestig dit. God bewoon 'n ontoeganklike lig. Ek het dit nou net gelees. 'n ontoeganklike lig wat geen mens gesien het of kan sien nie. Skenk eerder aandag oor hoe hy van sy kant af na jou kom soek het. En hoe hy jou, die opstandige mens, na hom teruggetrek het, deur die koms van sy seun. Konsentreer daarop. Want Jesus kan jy sien. Jy sien hom in jou lewe, jy sien hom in ander mense se lewe, jy sien hom in lewens sigbaar, jy sien hom deur sy karakter. Wat wil ek nog sê? Ek dink ek praat net baie en kom by 'n punt. Sien God in die son, sien God in die maan, sien God in die sterre. Dit is deur die vingers van God geskep, sê die woord. God is almagtig, God is heilig, God is onsienlik. So, Here, hoe bevoorreg is ons? U is nog onsienlik. Maar om te weet, u sien ons en u sorg vir ons. In Psalm 8 vers 4 en 5 staan daar so, as ek u hemel aanskou, die werke van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink? Here, laat ons ophou besig hou met om te wil bewys dat die Here leef of bestaan. Here, u bestaan. Dit is onmoontlik vir my om te bestaan, vir alles om my om te wees as u nie bestaan nie, as u dit nie geskep het nie. Skep goeie moed. Die Here is, ja, hy is onsigbaar, hy is almagtig en heilig, en hy sorg vir jou, en hy sien jou. Timoteus 1 vers 17, bely dit elke dag van jou lewe. Daar so staan, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, dit is wie u is. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. U is die bron van lewe. Waar hierdie lewe ook al mag wees op hierdie heelal. U is die bron van alle lig. U is die bron van alle lig, al bewoon u vir die mens, wat ons gesê het hierdie teks, 'n ontoeganklike lig vir die mens. Maar bo dit is u die Seun Jesus ook. Is u in die Seun Jesus sigbaar. Die Here is sigbaar. Die Here
is naby, so naby dat hy persoonlik word. Ken hom, aanbid hom, skuil by hom, en bly in hom. En jou vragies gaan eindig. Jy gaan 'n beter besef hê, as ons meer kan besef en wat die Here vanoggend gesê het, van sy grootheid, sy almag, sy heiligheid. Here, U is groter as dit alles. Here, wat is die mens dan werklik dat U aan ons dink? Maar dan sal ons ophou, Here, om houding met U te wil hê, om houding met mekaar te wil hê. Wie is ons dat U aan ons dink? U is heilig, U is onsienlik, maar ons kan U sien. Ons kan U sien in U werke, in U goedheid, in U karakter, in Jesus in ander lewens. U is lewend. Nie sigbaar dalk nie, maar U is definitief lewend en goed vir ons. Dankie, Here. En dis al wat ek wil sê. Here, dankie, dankie vir die besef vir wie U is. Maak ons dankbaar. Kom ons sluit net die oor. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus, ons sê vir U dankie, Here, dankie vir die besef vanoggend, dankie vir 'n beter verstaande, Here, dat ons weet nie altyd hoe dit werk nie, Here, dis moeilik vir ons om dit te verstaan, maar Here, U het dit vanoggend vir ons op verstaanbare manier kom oordra, dat U is heilig, U is almagtig, en U is onsienlik, onsienlike God, Here, maar U is groot en magtig en heilig. Here, U bo dit alles, Here, U is groter as die hele skepping, U is verhewe bo dit. Dis daarom U nie self uitgedruk kan word nie, maar in vanuit daardie verhewe grootte posisie van U, wese van U, Here, sien U my. Sien U my, sien U my man, my vrou, my kinders. Here, sien U ons situasies, sien U ons pyne. Here, sien U ons gesondheidstoestande. Here, U sien ons. En dit is nie dat U nie net sien, Here, en dit daar los nie. U raak ons aan, U openbaar U goedheid, Here, deur U Seun Jesus, deur U Gees en deur U kinders aan ons en aan mekaar. Dankie, Here, dit is die hoop wat ons nodig het vir in hierdie dae, om te weet, U is groot, U is almagtig, U is onsienlik, U is heilig, maar Here, U is ook daar. U is genadig en U is liefdevol. Dankie vir U hele woord waarin U self, U karakter uitdruk, Here, op 'n verstaanbare manier vir ons, ook deur liggaamsdele soos U hart, U arms en U hande. Raak ons aan, beskerm ons en gee vir ons vrede in Jesus naam. Amen en amen. Dankie, Here, dankie in Jesus naam. En dankie, Here, dat ek het gemaak het. Ja, ek
het die hele tyd gesit op my boude eintlik, maar ek het nou nogal regop gelyk, prys die Here daarvoor, en dankie Here. Tot volgende keer, hou goeie moed, onthou wie God is, onthou wie jy in God is, en julle, hoe lank is dit dan, is dit Goeie Vrydag? Dit is nie meer baie weke nie, is dit? 2 weke? Nee, okay, nog net 2 weke. Here, dan gaan ons die grootste fees, die belangrikste fees op die hele aarde ooit, gaan ons vier. Ons Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, ons saligmaker, se offer vir ons, vir my redding. Here, laat ons in hierdie tyd, dat mense, hulle wat U nie ken nie, wat nog nie hierdie offer aanvaar het nie, Here, dit is 'n goeie tyd vir hulle om dit te aanvaar. Berei harte nou reeds voor, in hierdie volgende 2 weke, sodat hulle ontvanklik kan wees, Here, vir hierdie grootheid van U, in Jesus naam. Amen. Tot volgende keer, ontvang die seën van die Here. Jerecho gita Adonai dishmarecha. Ja Adonai pawanilecha uchokonechta. Yesa Adonai pawanilecha asemlecha. Shalom. Die Here sê jou seën en jou behoed, die Here sê sy aansig na jou te draai, jou genadig wees en aan jou vrede gee. Amen. Amen en amen. Die Here se seën, tot volgende keer. Toe maar, hierso gaan ons gaan hom nou af.